Daar's net twee dinge in hierdie lewe wat ons gelukkig maak. Dit is geld of besittings of dis verhoudings. Kom ons dink mooi daaraan. Ons kan baie variante daarop sit. Dis basies wat ek besit, hoe baie ek besit en die verhoudings waarbinne ek sit. So kom ons vra die volgende vraag: is dit moontlik om baie geld of besittings te kan hê maar nog steeds ongelukkig te wees? Tuurlik is dit moontlik. Is dit moontlik om baie goeie verhoudings te hê, maar nog steeds alleen en eensaam en ongelukkig en nie goed genoeg te voel in die proses nie? Ja, natuurlik is dit moontlik. Is dit moontlik om geld en besit en in verhoudings te hê en nog steeds ongelukkig te wees? Ja, dit is absoluut moontlik. So wat maak ons dan regtig gelukkig? Is dit iets wat van 'n eksterne faktor af na my toe moet kom, of is dit iets wat ek doen, wat ek besluit om te doen? Want die realiteit is, daar is twee dinge wat jou gelukkig kan maak. Die een ding is die betekenis van situasies, insidente of dinge wat met jou gebeur. The meaning of life, daai tipe van beginsel. Dis die betekenis wat jy oor kan kies. Die tweede ding is 'n emosie wat jou gelukkig kan maak. Nou kom ek gebruik vir jou 'n voorbeeld. Ek is besig om te werk, volgende oomblik hoor ek Karen se voetstappe aankom en ek hoor sy's bietjie vinnig en sy's bietjie en ek hoor sommer aan die stap iets is nie lekker nie. Sy kom in my kantoor ingestap en ek kan sien die gesig is het 'n frons en dis nie maklik nie. As sy dan met my praat, is sy bietjie harder as normaalweg en dit klink of sy bietjie bitsig is in die hele proses. In daai oomblik sou die normale beginsel wees daaroor dat ek onmiddellik kies, sy's ongelukkig, daar's iets wat met haar gebeur het, of sy's ongelukkig met my, of iets negatief is aan die gang. As ek die keuse kan maak om te sê, ek gaan eers kies oor wat die inligting is wat ek nou net gekry het, onthou hoe ek haar gesien het en gehoor het en ervaar het. Ek gaan kies om myself die vraag te vra, wat is die betekenis van dit wat ek nou net gesien, gehoor en gevoel het? In steede daarvan om onmiddellik net tot 'n gevolg te kom. So ek kies om te sê, my wêreld, ek weet nie wat met haar gebeur het nie, ek was nie betrokke gewees nie, ek is nie daar nie, so ek kies om net niks te dink van die insident wat nou net gebeur het nie. Ek kies om nie tot 'n gevolgtrekking te kom nie. Ek kies net om te sê, my wêreld, hier's iets snaaks wat besig is om te gebeur, so kom ek kry meer inligting. Nou kom ek maak net vir jou die koneksie daaroor. As ek die eersgenoemde doen om onmiddellik ook te reageer en te sê, maar wat sit nou met jou? Hoekom is jy nou so? Hoekom klink jy so? Daai tipe van ding. Wat is die volgende stap wat met ons gebeur as ons so 'n betekenis van 'n insident gekies het? Daar volg 'n negatiewe emosie. En die interessantheid daarvan is, my negatiewe emosie is die voorloper tot 'n besluit wat ek sal neem. En as dit 'n negatiewe emosie is, sal ek 'n negatiewe besluit neem. Ons is besig om te praat van wat maak ons gelukkig. As ek die beheer vat van my eie lyf, my eie kop, my eie keuses en my eie insig oor wat ek sien, die betekenis van die inligting wat ek kry, dan kan ek kies om vir Karen te sê, jette tog, jy lyk vir my ontstel, dit maak nogal vir my, ek is bekommerd oor jou, vertel my wat met jou gebeur het. Ek kies om eerder iets positiefs te doen om te sê, sjoe, ek is bekommerd, kan ek jou dalk help, kan ons iets doen? Die bekommerd uitspraak wat ek maak, die keuse wat ek maak oor die betekenis wat ek heg daarin, beteken my woorde is positief, want my emosies is positief. So as jy hierdie ding bietjie wil gaan bedink en vir jouself die vraag vra in jou verhoudings, in jou werksomstandighede, wat ook al met jou gebeur, jy kan kies wat die betekenis is van die inligting wat jou brein kry. Jou keuse gaan wees, gaan ek dit positief maak of gaan ek dit negatief maak? Hoe meer ek die keuse kan maak in enige situasie, die keuse van wat dit beteken, en ek kies om die betekenis positief te maak, sal ek altyd 'n positiewe reaksie daarop hê, en dit uiteindelik is wat ons gelukkig maak, die selfbeheersing van keuse.